Die vraag wat ek egter vir jou wil vra is bestaan die lewe nie uit vrae nie? Dis nie so nie, hè? En is dit nie waar dat baie keer het die lewe meer vrae as antwoorde? Soms is daar nie antwoorde op van die vrae nie. En ek het agtergekom, vrae is baie keer belangriker. Sekere vrae is belangriker as ander vrae. En een van die belangrikste vrae wat sekerlik gevra was in die geskiedenis van die mensdom, was op daai verskriklike Vrydag, toe Jesus aan die kruis uitroep en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Jy al aan daai vraag gedink. Die implikasies op die antwoord van daai vraag. Dis 'n groot vraag. Waarom het U my verlaat? Nou, as ons so 'n bietjie kan transisie net na 'n ander onderwerp toe. Die feit is, ek gaan nou terugkom na toe. Die feit is, ek weet nie van jou nie, maar ek dink, ek het baie van hierdie embarrassing oomblikke in my lewe, wat ek wens, ek kon dit net oordoen. En ek dink as jy mens is, het ons almal dit. Elkeen van ons het daai embarrassing oomblikke wat jy wens, ek wens ek kon dit oordoen. En 2 weke, 3 weke later, 6 maande later, dan kan jy dit nou naderhand vertel en jy kan 'n bietjie oor dit lag, oor hierdie embarrassing oomblikke wat gebeur het. Nou, ek het 'n klomp sulke oomblikke in my lewe. Een groot embarrassing oomblik in my lewe was toe ons 'n uitreik gedoen het. Ek was self nog 'n tiener gewees, en ons tieners, ek het die voorreg gehad om ons tienergroep ook te lei in Kimberley. En die pastoor se seun het saam met my, ons was so saamleiers gewees, en ons besluit, ons gaan 'n hele saal huur, en ons gaan daai jare, dit was voor die tyd van video's, voor die tyd van CD's. Dit was nog met die spoelfilms, nee, wat jy so opgesit het, projektorfilms. En hy het so in 2 dele gekom. En dan moes jy 1 deel afval, dan was dit eers pause, en dan sit jy die volgende een op. So ons het hierdie projektor gehuur, ons het die saal gehuur, en ons het 'n film gehuur, Like a Thief in the Night. Dit het gegaan oor die wegraping en nou, die probleem was, toe ons nou die eerste film afhaal en ons besef is nou pause en ons die tweede een opsit, toe besef ons het die films omgeruil. Daar's een movie wat jy het nie meer wil doen nie. En dis met die wegraping. Want toe's almal terug. En almal is weer daar. En dit was so embarrassing geweest. Ek wens ek kon dit net oordoen en anders te doen. Maar ek dink ons almal het hierdie oomblik al gehad, nee, want later lag jy daaroor en dis fine. Maar dan het ons daai embarrassing oomblikke wat ons nie eintlik oor wil praat nie. En jy skaam en jy's verleë oor dit. En jy is nie lekker om oor dit te gesels nie en jy vermy dit ten alle koste. En Simon Petrus het ook so 'n oomblik gehad. Embarrassing. Hy sou alles wou gee as hy net kan teruggegaan het en dit herstel het. Dis iets wat hy eintlik nie oor wou praat nie, maar jy sien later hoe hy wel daaroor begin praat. En hy vertel sy storie en Markus is die een wat sy storie skryf terwyl Petrus sy storie vertel. En ek dink die rede hoekom Petrus hierdie verskriklike verleentheid van sy lewe met ons deel, is want Petrus wou gehad het, ek en jy moet weet, wanneer hierdie oomblikke van skaam, hierdie oomblikke van verleentheid ons pad langs kom, wanneer die oomblikke van seer jou pad langs kom, is daar 'n plek waarheentoe jy dit kan vat, 'n veilige plek waarheentoe jy dit kan vat, en dit daar kan gaan los. En Petrus wil vir ons kom sê, jou verlede mag jou herinner, maar jou verlede mag jou nooit definieer nie. Dis hoekom hy die storie vertel. Hy sê, dis waar ek was. Ek het 'n verlede gehad wat my gedurig deur kom herinner, maar ek het geleer toe ek hierdie ding vat en ek gaan los hom, toe het ek agtergekom, hierdie goed in my verlede sal my nooit definieer nie, en in God se opinie definieer dit my nie, en nou vertel ek my storie, en Markus skryf, en Petrus is aan die woord. Nou Petrus het hierdie ding kom sê,
Hy sê, weet jy, ek het die voorreg gehad om saam met my rabbi, my vriend, my Jesus, saam met hom 3 jaar te wandel. Ek het hom hoor praat, môre, middag en aand. Ek het hom oor en oor gesels. Ek het sy leringe gehoor, ek het sy informele gesprekke gehoor, ek het hom gehoor toe ons net lekker om die vuur gesit het, ek het hom gehoor in die tempel, en daar was een ding wat hy oor en oor gesê het, en dit was, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God het naby gekom. As ek het hierdie ding gehoor, soos 'n refrein, het dit oor en oor, het hy gesê, die koninkryk van God het naby gekom. En hierdie was wonderlike goeie nuus gewees. Dit beteken dat God is nooit ver nie. Hy het naby gekom. God, daar is nie afstand nie, hy kom naby. En die regte reaksie op dit sal wees, is om te bely. En te sê, Here, ek bely, en ek gee my lewe vir U, en ek leef nou vir U, en om vir God te leef. Dit sal die korrekte reaksie wees. Dis goeie nuus. En Petrus was oortuig, dat die goeie nuus van Jesus, was nie net, dat ons sonde vergewe sal word, en ons hemel toe sal gaan nie. Daar was iets van 'n oortuiging in Petrus se hart. Hy het gesê, Jesus het iets anders te kom leer, iets meer as dit. Die primêre beloning vir Christendom is nie die hemel eendag nie. Jesus het nie in aarde toe gekom, sodat hy vir ons sal sterf, en ons net sal hemel toe gaan nie. So baie keer hoor ek ouens dien die Here, omdat hulle graag hemel toe wil gaan. Dis nie ons primêre beloning nie. Petrus sê, kom ek sê vir jou wat, Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby gekom, en hier is die ding wat hy gedoen het. Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Jesus het gekom om vir ons die Vader te wys. So, die goeie nuus is nie net die hemel nie. Die goeie nuus is die Vader self. Dat ek in 'n verhouding kan staan, 'n herstelde verhouding met die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Ek kan in verhouding met hom staan. En Petrus sê, dis die som totaal van die goeie nuus. Jesus sê, ek het die Vader vir julle kom wys. Hoe sê Jesus dit in Johannes 14 vers 9? Wie my sien, sien die Vader. As my oë, jou oë, lank genoeg op Jesus is, gaan ons die Vader begin sien. Dis soveel meer, ouens, as om hemel toe te gaan. Die goeie nuus van Jesus is baie meer as die hemel. Ek dank die Here vir die hemel, ons almal sien uit daarna, maar die goeie nuus is in sy essensie 'n herstelde verhouding met die Vader, God die Vader. En die boodskap van Jesus was oor en oor. Hy het gekom om vir ons die Vader te wys, van die koninkryk van God het naby ons gekom. God is nie meer ver nie. As jy my sien, sien jy die Vader. As jou oë lank genoeg is op my, sien jy die Vader. En Petrus vertel sy storie verder. Hy sê, ek onthou, ons was op pad, ons was op reis gewees, ons was in Caesarea Philippi, en ons het gereis deur Judea, deur Galilea. Uiteindelik het ons weggemaak na Rome toe. En ons is so opgewonde om nie Rome, in Jerusalem. Ons is so opgewonde om in Jerusalem in te kom. En dit was hier in Jerusalem, waar ons so gehoop het, dat ons vriende sou hê. Want jy sien, Petrus het nog nie die boodskap heeltemal mooi verstaan nie, dat die koninkryk van God het naby gekom nie. Op hierdie stadium, terwyl hy sy storie vertel, het 30 jaar verloop, maar op hierdie stadium, waar hy nou na terugverwys, het hy nog nie die volle prentjie verstaan nie, die volle implikasie verstaan nie. Daar was nog onbeantwoorde vrae in sy lewe gewees. Hy sê, toe ons in Jerusalem kom, het ons gehoop, dat ons baie vriende sou maak, want ons het vriende nodig gehad. Want God het dan, Jesus het dan oor en oor gesê, die koninkryk het naby gekom, maar in hulle kop was dit nie 'n hemelse koninkryk nie. Dit was 'n aardse koninkryk. Hulle het dit gehoor, as Jesus het gesê, dan hoor hulle, hoe dat Jesus 'n nuwe heerskappy hier op aarde gaan vestig, waarvan hy die koning gaan wees, en hoe wonderlik is dit, dat hulle so naby aan hierdie nuwe koning, en sy koningskap sal wees, en nou het hulle gehoop, Jesus maak vriende, want hulle het vriende nodig gehad. Ag Jesus, verander 'n bietjie weer water in wyn. Gee vir die skares kos, dat ons vriendskap kan bou. Dis nou die plek, hierdie is die sleutelplek, dis die strategiese plek nou, om vriendskappe te bou vir hierdie nuwe koninkryk. Maar in steede daarvan, sê hy,
het Jesus geleer en hy het elke dag tempel toe gegaan. En in die tempel het hy lering gegee en hy het die vreemdste goed gesê. En daar was hierdie godsdienstige leiers, die fariseërs, die hoëpriesters, die ouens wat Jesus wou vastrek, die ouderlinge, en hulle het vir hom strikvrae gestel. Slim vrae. Hierdie was kenners van die wet gewees, kenners van die skrifte. Dis al wat hulle gedoen het van die môre tot die aand, het hulle die skrifte bestudeer en hulle het lokvrae gestel met die oog om Jesus in 'n verleentheid te bring. Maar elke keer wat hulle Jesus in 'n verleentheid wou bring, was hulle in 'n verleentheid gewees, want het Jesus hulle teruggeantwoord op 'n manier wat hulle het nooit verwag of geantisipeer het nie. En dan uiteindelik sien ons hoe dat die 12 saam met Jesus opgaan na die boefretrek. En in die boefretrek het hulle die Pasga voorberei. Nou die Pasga was 'n viering gewees om vir God dankie te sê dat hy hulle bevry het, die volk Israel, uit die mag van slawerny. Dit was eintlik maar 'n simboliek, 'n simbool van God wat deur Christus iets veel groter sal doen. Maar vir hulle was dit die herdenking, die viering. God het sy volk uit slawerny uit bevry. En nou sit hulle en hulle dink, daar kan nie 'n beter oomblik wees nie. Hierdie is die geleentheid van geleenthede. Ons is hier in Jerusalem, waar alles gebeur. Ons is hier. Hy het oor en oor gesê, die koninkryk het naby gekom. Die koninkryk het naby gekom. Ons is hier. Dit is die grootste fees in die jaar wat ons kan vier. En dit gaan by hierdie geleentheid, in hierdie stad, in hierdie oomblik, in hierdie uur, by hierdie feestelikheid wees, waar hy seker die groot aankondiging gemaak, koning van die Jode. En hulle sit met antisipasie en verwag hoe dat hy sal sê, goed, hier is die nuwe koninkryk, dit wat julle oor gedroom het, dis hier. En dan sien ons hoe dat Jesus, terwyl hulle die fees vier, vat Jesus die brood en in steede om terug te verwys na die bevryding uit Egipte, uit slawerny uit, vat Jesus die brood. Hierdie gaan my liggaam wees. Soos dat ek hierdie brood breek, sal my liggaam vir julle gebreek word. En die disippels het dit nie verstaan op daardie oomblik nie. Hulle verwag 'n groot aankondiging. En verseker was dit 'n groot aankondiging, net nie die aankondiging wat hulle verwag het nie. En dan vat Jesus die wyn en hierdie, soos dat julle hierdie wyn drink, so sal my bloed vergiet word en uitgegiet word vir baie. En hierdie bloed van my wat sal vloei, sal die inlei wees in 'n nuwe verbond. Dit sal die bekragtiging wees, die bevestiging wees van 'n nuwe ooreenkoms. 'n Verbond wat God met almal sal sluit en almal is uitgenooi na hierdie ooreenkoms, 'n nuwe ooreenkoms. En die disippels het nie alles op daai stadium verstaan nie. En dan sien ons hoe dat hulle die boefretrek verlaat en ons na die tuin van Getsemane toe. In die tuin van Getsemane, julle ken die storie hoe dat Judas gekom het. Petrus vertel, hy sê volgende oomblik daag Judas daarop. En hy het die tempelsoldate saam met hom en dan arresteer hulle Jesus met geweld. En aanvanklik was daar konflik en striweling gewees, maar hulle besef, het iets gebeur, iets wesenlik gebeur, het iets groots gebeur, en skielik is hulle bewus, die groot aankondiging gaan nie meer gemaak word nie. Die koning van die konings, die een wat nou koning in Juda sou wees, die koning van die Jode, gaan nie meer koning van die Jode wees nie, daar is nie meer hierdie koningskap nie, en skielik val hulle wêreld uit mekaar uit. En Petrus sê, dat niks vir ons oorgebly behalwe om te vlug nie. Ons het begin bang raak. Ons het gesien waarheen toe hierdie goed eskaleer en ons was geskok gewees. Hy sê, maar ek het Jesus gevolg op 'n afstand. En het iets in my hart gebeur, die koninkryk waarvan hy gepraat het, wat naby gekom het, het vir my ver gevoel. Dit het ver gevoel. Ek was nie bewus van 'n koningskap en 'n koninkryk wat naby is nie. En nadat hulle Jesus gearresteer het
het hulle na Jesus gevat na die hoëpriester toe en die ander priesters en die ouderlinge en die kenners van die wet en die fariseërs. Nou kan ek net dit sê, hierdie ouens kon nooit met mekaar oor die weg kom nie. Hulle kon mekaar nie verdra het nie. Maar skielik sien jy hoe dat hulle nou saam staan, want in Jesus het hulle gemeenskaplike vyand gekry. Nou staan hulle almal saam. En Petrus sê, en ek het van 'n afstand af gevolg. Ek het my afstand gehou, en hulle, uiteindelik is hulle na die hoëpriester toe, en toe hulle Jesus voor die hoëpriester het ek ingeglip in die binnehof van die hoëpriester se huis, en daar was oralste vure gewees, en die wagte, dieselfde wagte wat Jesus gearresteer het om hierdie vure gestaan, en hulle self warm gemaak op 'n koelerige aand, en ek het by een van hierdie vure gaan staan, tussen die wagte wat Jesus gearresteer het, en ek het my hande voor die vuur gehou, en myself warm gemaak. En die priesters en die hele Sanhedrin het probeer om getuienisse te bring teen Jesus. Party sommer 'n valse getuies, ouens wat leuns vertel het. En hulle probeer om getuienisse teen Jesus in te bring, maar niks kon staan nie. Niks kon Jesus vastrek nie. Daar was niks waarvoor hy skuldig was nie. En dan sien jy dat die hoëpriester eintlik in 'n sekere opsig, op 'n sekere manier, verloor hy sy humeur, en hy's daar in Jesus se gesig, en hy sê vir hom, gaan jy ons nie antwoord nie? En dan sien jy hoe dat Jesus net bly swyg. En dit het hulle die mure uitgedryf, want jy sien, jy het nie so met 'n hoëpriester gewerk nie. As 'n hoëpriester in die straat afgestap het mense hom gerespekteer en erken dat hierdie is iemand baie kragtig. Hierdie is 'n kragtige persoon, en hulle het eintlik pad gegee vir hom, laat hy net kan stap op die straat verby. Daar was baie ontzag en baie respek, en hier is hierdie hoëpriester, en hy sê, gaan jy ons nie antwoord nie, en Jesus bly swyg, en hy voel, hierdie Jesus, hierdie Nasareëner, gee vir hom nie die respek wat hy eintlik verdien nie, wat hom toekom nie, en dit dryf hom in die muur uit, hy word woedend vir Jesus. En dan sien jy, hoe dat hy weer 'n keer voor Jesus kom staan, en in sy gesig kom, en hy vir hom sê, antwoord my, is jy die Messias? Is jy die geseënde een? Hierdie was 'n belangrike vraag. Is jy die Messias? Is jy die geseënde een? Want jy sien, op hierdie vraag het Jesus 'n toekoms gelê. Die antwoord wat hy gaan gee, het sy toekoms bepaal. Die antwoord wat hy sou gee, sou Petrus se toekoms ook bepaal het. En die antwoord wat hy sou gee, sou my en jou toekoms ook bepaal het. En Jesus antwoord met die woorde, ek is. Ek is die Messia. Ek is die geseënde een. En met daardie woorde veroordeel Jesus homself. Die hoëpriester het sy kleed geskeur en gesê, dis godslasterlik, strafbaar met die dood. Hulle het vir Jesus geblinddoek, om in die gesig gespoeg, en oor en oor en oor met die vuis geslaan, terwyl hulle uitroep, profeteer, wie het jou geslaan? Profeteer, profeteer. En ek dink, jy weet, vir my en vir jou wat vandag hierdie storie hoor, is daar 'n vraag, en die vraag is, wat gaan hier aan? Nog 'n vraag wat ons vra. Ons verstaan nie, wat is hier aan die gang? Hoekom hierdie verskriklike haat? Hoekom hierdie verskriklike ding teenoor Jesus? Wat is hier aan die gang? Dit is so onnatuurlik, so wreed. En ek wonder of die fariseërs en die skrifgeleerdes en die kenners van die wet, telke male het hulle planne beraam om vir Jesus te uitoorlê en om te verneder, en elke keer het dit in hulle gesig ontplof. En ek dink daar was soveel aggressie wat al teenoor hom opgebou het, teen tyd wat hulle hom hier gehad het, op hierdie fase, wou elkeen 'n stukkie van Jesus gekry het, en die woede het losgebreek in sy volle glorie teen Jesus. Petrus sê, en ek het die ondenkbare gedoen. Hy sê, terwyl hulle Jesus ondervra,
En terwyl hulle hom oor in die gesig slaan, en hy swyg, het ek voor die vuur gestaan, by dieselfde wagte wat hom gearresteer het, en my hande warm gemaak. En daar was 'n diensmeisie gewees. Sy het my herken. En sy het gesê, jy's een van die 12, nee. En ek het 'n bietjie verder weg van die vuur afgestaan, sodat sy my nie sal herken nie, en ek het gehoop dat sy my sal los, maar sy het my agtervolg en gesê, so waar jy is een van hulle. En ek het nog verder weggeloop, en sy het agter my aangekom en aanhoudend gesê, selfs jou spraak, gee jou weg. En ek het begin vloek en skree, en sê, ek ken hom nie. En toe kraai die haan. En ek het die woord onthou. Petrus, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Jy sal 3 keer teen my praat. Jy sal vir my jou rug as te ware op my draai. En Petrus onthou dit. Hy sê, ouens, kom ek vertel julle, my grootste skaam in my lewe, daai verleentheid, ek sal alles gee, as ek net kan teruggaan, en ek kan dit oordoen. Hy sê, dit is die grootste skaam van my lewe. Maar hy sê, ek vertel hierdie storie, want ek wil hê, julle moet weet, daar's 'n veilige plek. Ek wil hê julle moet weet, ek is daardeur. Ek wil hê julle moet weet, ek het 'n storie om te vertel. Jou verlede definieer jou nie. Jou verlede kan jou herinner, maar dit kan jou nooit definieer nie. En dan word Jesus voor Pilatus gebring. Nou, die Jode het nie autoriteit gehad om Jesus reg te stel nie. Hulle het al hierdie klagtes gehad en al hierdie goed wat ingebring was. Maar die enigste een wat 'n kruisigingsbevel, 'n regstellingsbevel kon uitdien, was Pilatus self gewees, en Pilatus het dit gelief as die Jode afhanklik was van hom. As hulle guns vir hom wil kom vra. Hy was mal daaroor. En nou is hulle hier voor hom, al die Jode, hulle bring die Fariseërs, die hoëpriester, nou bring hulle Jesus voor hom om toestemming te kry. Hulle bring al die beskuldigings voor Pilatus in. En Pilatus luister na alles en hy besef, daar's niks wat hulle sê wat die dood van Jesus regverdig nie, maar hulle dring aan op die kruisigingsdood. En dan kom Pilatus en hy sê vir Jesus, gaan jy jouself nie verdedig nie. En Jesus het geswyg, en Pilatus was verbaas. Hy was verstom gewees, hy was stom geslaan gewees. Want gewoonlik, hierdie is nie Pilatus se eerste keer wat hy dit doen nie. Pilatus het geweet, is op hierdie plek, waar volwasse manne op hulle knieë val, en smeek, en soebat. En Jesus swyg. En jy het nie geval op jou knie en gesmeek en soebat om te leef nie. Jy het op jou knie geval en gesmeek en gesoebat om 'n vinnige dood te sterf. Want verseker nie die dood van die kruis nie. 'n wrede dood. 'n gruisame dood. Jy het hier op jou knie geval en gesmeek, Pilatus, asseblief, gee my 'n vinnige dood. Pilatus het geweet, daar's niks waardig, niks wat regverdig dat Jesus met die dood gestraf moet word nie, veral nie die dood van 'n kruisigingsdood nie. En hy het Jesus laat gesel, vir hom gestuur, gee hom 40 houe. Miskien sal dit die ouens tevrede stel, miskien sal hulle sê, okay, sy verdiende loon, hy het gekry wat hy verdien het, en kon hom laat gaan het. Maar nadat hy hom 40 houe gegee het, onder aanvoering van die Fariseërs, kenners van die wet, wat die skare opgemaak het die skare al hoe harder en harder begin roep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, en Pilatus het uiteindelik besluit om vir die skares van mense te gee, wat hulle graag wil hê. Nou, daarna het die soldate Jesus gevat, en ek dink is dalk belangrik om net te verstaan wie hierdie soldate was. Hulle was nie gewone Romeinse soldate, Romeinse legioen nie. Hulle was ook nie Romeinse burgers gewees nie. Hulle was soldate gewees
van die omringende omgewings wat aangestel was om op te tree as soldate vir Rome. Nou, hierdie ouens wat uit die omringende omgewings was, het die gedagte aan 'n Jood wat uit die Hebreërs uitkom, 'n koning, 'n Joodse koning, het hulle verag. 'n Gedagte dat daar 'n Joodse koning is wat oor ons wil kom regeer, hulle het dit gewalg. En nou sien jy hoe hulle Jesus vat, trek vir hom 'n perskleed aan, verteenwoordigend van koningskap, en hulle is besig om nou met hom te spot, met hom die spot te dryf, sit die kleed oor sy skouers, trek sy klere uit, sit die kleed aan, maak vir hom 'n doringkroon, druk die doringkroon op sy kop, slaan hom oor en oor, en sê, kom nou, koning van die Jode, buig hulle voor hom, koning van die Jode, koning van die Jode. Toe hulle het klaar gedoen het hulle vir hom sy klere weer terug aangetrek, en daarna het hulle hom uitgelei na 'n plek met die naam van Golgotha. Selfs net om in detail te beskryf wat met kruisiging gebeur, sal vir my te wreed wees om vandag hier op die kansel te doen. Want die wreedheid van 'n kruis is ondenkbaar. En ek en jy, as ons waarskynlik daar sou staan, sou ons gesigte weggedraai het van die wreedheid van 'n kruisiging gebeure. Maar nie die skare mense nie. Hulle was nog nie klaar nie. Hulle het gedopgehou terwyl hy hang aan die kruis, het hulle met hom begin spot en gesê, kom nou, jy het ons gesê, binne 3 dae breek jy breek die tempel af en binne 3 dae herbou jy dit. As hulle maar net geweet het hoe betekenisvol hulle woorde was, toe hulle dit gesê het. Kom nou, kom af van die kruis, red jouself, en as jy jouself gered het, dan sal ons in jou glo. Jy sien, hier is die probleem, Jesus se begeerte om ander te help en te red, was presies die rede hoekom hy nie van die kruis afgekom het nie. Dit was sy begeerte om redding vir die wêreld te bring. Petrus sê, die snaakste ding het gebeur. Jesus, my rabbi, my vriend. Ek het gesien hoe hy 'n woord spreek en die wind het geluister en die see het geluister op sy woorde, het die natuur gereageer. Ek het gesien hoe blindes sien, dowes hoor, dooies opstaan. Ek het dit gesien hoe dit melaatses genees word. Ek het dit gesien. Maar aan daardie dag 3:00 die middag het my oë gesien hoe dat Jesus uitroep en my ore het gehoor 'n vraag wat ek toe glad nie verstaan het nie. 'n Vraag wat bitter min mense die antwoord op gehad het. Jesus het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? En nou 30 jaar later, nou skryf hy. Hy praat, Markus skryf. 1 Petrus 2, vers 24. Hy sê, ek weet. Hy sê, ek weet hoekom. Ek weet hoekom het God Jesus verlaat. Hy sê, Christus het ons sondes op die kruis in sy liggaam gedra, sodat ons van ons sondes vrygemaak kan word. Die rede waarom God Jesus verlaat het, was my sonde en jou sonde. Ons gebrokenheid was op hom gewees en God het sy seun in daardie oomblikke verlaat en die volle konsekwensie van sonde, die prys, die geweld van sonde, het Jesus ten volle op hom geneem en God het sy seun in daardie oomblikke verlaat, maar God het hom verlaat sodat hy naby aan my en aan jou kan kom, want oor en oor was Jesus se kommunikasie, die koninkryk van God het naby gekom, die koninkryk van God het naby gekom, dit het naby gekom. Dit is nie net om eendag hemel toe te gaan nie, die goeie nuus is, die koninkryk het naby gekom, ons kan leef in herstelde verhouding met die skepper van die hemel en die aarde, met die Vader. En Petrus sê, my rabbi, my vriend het sy laaste asem uitgeblaas. En toe hy sy laaste asem uitblaas, toe gebeur daar iets vreemd in die tempel. Hierdie groot geboude tempel was hierdie verskriklike, ek dink 9 meter hoë gordyn
waar die allerheiligste geskei het van die res van die tempel, en die allerheiligste kon net die hoëpriester een keer 'n jaar ingegaan het om offers te doen vir die volk se sonde, maar in daardie oomblikke het die gordyn van bo tot onder geskeur. Toe Jesus sy asem uitblaas en hy sê dis asof God uitroep en sê 'n nuwe seisoen word ingelei. Ek bring 'n einde aan die oue. Die oue is afgehandel. Dis verby. Iemand groter as Moses het opgedaag. Iemand groter as die profete het opgedaag. Iemand groter as die wet het opgedaag. Iemand groter as enige fees, enige ritueel het opgedaag. Die seun van God het opgedaag. En in daardie oomblikke wat Jesus sy asem uitblaas. Onthou jy, hy het verwys in die hoofvertrek, is my bloed, die bloed van 'n nuwe verbond, die bloed van 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe ooreenkoms waar die oue tot 'n einde sal kom en 'n nuwe sal begin word, en in die nuwe ooreenkoms is almal uitgenooi, almal. En daardie oomblikke wat Jesus sterf en sy asem uitblaas, het hy die nuwe ooreenkoms bekragtig. Dis van krag gemaak. En ek en jy en elkeen word genooi om deel te hê aan hierdie goeie nuus. Die koninkryk van God het naby gekom. God is nie ver nie, die Vader is naby en ons leef in 'n herstelde verhouding met hom. Ja, 'n God wat wil hê dat ons hom sal sien. En Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. As jy lank genoeg jou oë op my het, sien jy die Vader. 'n Vader wat sê, jou verlede mag jou herinner, maar ek wil hê jy moet weet, in my oë sal dit jou nooit definieer nie. Die koninkryk het naby gekom.